Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se erediens. Vanoggend is vir ons in die gemeente 'n baie spesiale erediens. Dis natuurlik ons 10de maand dankoffer erediens. Die oggend wat jy ook jou offer van dankbaarheid voor die Here mag bring. So as jy vanoggend dalk in die kerk sou wees, in die fisiese erediens, dan sal daar vir jou 'n bussie wees wat vir jou wys waar jy jou 10de maand dankoffer kan insit. Sou jy dalk in die toekoms, in die nabye toekoms kerk toe kom, dan as jy bespreek het natuurlik, dan is jy baie welkom. Die bussie sal daar tot jou beskikking wees om jou dankoffer daarin te sit. Dan kan jy ook die ander opsies, kyk daar in jou 10de maand koevert, is daar vir jou 'n briefie, en in hierdie briefie is daar ook jou moontlikhede, met byvoorbeeld SnapScan, as jy daardie funksie kan gebruik of wil gebruik, by Fast funksie, wat ook op ons gemeente se toep is. Dan is daar ook natuurlik die fisiese of self ingebring, wat jy by die gemeente se kerkkantoor kan inbring, of jy kan 'n EFT oorbetaling maak, net soos dit vir jou gemaklik is. Mag vanoggend vir jou 'n baie spesiale geleentheid wees, waar jy jou dankoffer voor die Here mag bring, omdat jy baie rede het tot dankbaarheid. Daarmee saam wil ek graag so 'n paar ander aankondigings met julle deel. Ek wil graag begin by die kerkbespreking. Nee, as jy nou, jy kry 'n SMS hier in die week by die kerkkantoor, waar die kerkkantoor dan vir jou vra, wil jy erediens toe kom? Laat weet ons asseblief, maak 'n bespreking. Die rede daarvoor is dood eenvoudig vir die dokumentasie wat ons moet voorberei. Dit maak dit maklik en dan weet ons ook hoeveel mense binne in die kerk sit. So, jy is baie welkom. So jy laat weet vir Aloma of vir Diana in die kerkkantoor. Jy kan op jou SMS reageer wat jy ontvang, of jy bel die kerkkantoor by 011 869 001 en jy sê, hier is ek, Dion, en ek kom kerk toe. En dan vra hulle vir jou so 'n paar besonderhede. Sou dit wees dat jy dalk sê maar donderdag gelaat weet het en sê, goed, ek en my vrou kom kerk toe, maar intussen het die kinders dalk die naweek kom kuier. Nou wil julle graag kerk toe kom, maar ons het nou nie die kinders se name opgesit nie. Wees asseblief seker, ons los ruimte vir inlope, so jy is baie welkom om jou kinders saam te bring. Julle kom vroeg genoeg dan net kerk toe. Julle soek daar een van die beamptes wat die registers vir ons invul, en jy sê net, hier is ek het bespreek vir my en my vrou, maar die kinders het die naweek kom kuier, en ons wil net hulle besonderhede ook opsit. Dan sit ons dit op, en dan is julle saam in die erediens. Baie dankie ook vir julle begrip in hierdie tyd, terwyl ons die dinge so bestuur, na die beste van ons vermoë. Goed, dit eers daar gelos, sou daar enige iets wees, is julle baie welkom om ons te kontak. Ek wil begin by die adventsdiens. Die 22ste November gaan ons 'n adventsdiens hê binne in die kerk. Onthou asseblief, jy moet bespreek, waar ons natuurlik die aankoms, die aanbreek van advent gaan vier. Dit was nou tradisioneel ook ons Kersangdiens gewees. Maar uiteraard nou weens omstandighede, maak ons dit 'n adventsdiens en dit beloof ook om 'n kosbare en 'n spesiale geleentheid te wees. Jy gaan en jy maak 'n bespreking, en dit sal lekker wees om jou die oggend van die 22ste November 9 uur
in die erediens te sien. Wat gebeur nog daar? Daardie oggend is dit ook die kategese afsluiting, maar die kategese afsluiting gaan virtueel wees. Oom Jan de Wet gaan die virtuele diens doen, saam met die kinders, so asseblief kinders, julle onthou, vir mamma en pappa, om as daai skakel na julle toe deurgestuur te word, sê vir mamma, maak hom oop, ons wil deelneem aan die kategese afsluiting, en dit is 'n virtuele diens. So dis die oggend in die kerk, die adventsdiens, en die virtuele diens sal dan die kategese afsluiting wees. Dan, Bybel bestel, het jy al jou nuwe Afrikaanse vertaling, die nuwe direkte vertaling, die 2020 vertaling bestel? As jy dit nog nie gedoen het nie, bel asseblief die kerkkantoor en sit jou naam op en sê ek soek asseblief 'n nuwe vertaling, 'n nuwe direkte vertaling van die Afrikaanse Bybel. Dis 'n geskiedkundige oomblik ook vir ons in ons kerkgeskiedenis, natuurlik die Bybelgenootskap wat 200 jaar oud geword het, en so saam met die 200ste verjaarsdag van die Bybelgenootskap is die Afrikaanse Bybel ook gereed om bekend gemaak te word. 29 November is 'n spesiale datum ook dan nou vir ons. So skryf soms daai datum in jou dagboek, maar dis die datum wat hierdie nuwe Bybel bekend gestel gaan word. Maak solank jou bestelling, dan kyk ons hoe ons kan maak om so vroeg as moontlik vir jou ook jou vertaling in jou hand te kan sit, sodat jy daardie oggend saam met ons daarin kan deel. Goed. Gemeenteete, hoe maak ons met die gemeenteete? Gemeenteete, julle kan kyk, dis daar die eerste naweek in Desember, ons het hom so 'n bietjie aangeskuif, omdat die kalender en alles so 'n bietjie verander het, en die kinders se eksamentyd en so aan, so kyk na die eerste naweek, ek dink dis hier by die 6de Desember rond, gaan kyk daarop, die Saterdag aan, gaan ons gemeenteete hou. Ons gaan dit in die vorm hou van 'n, as ek die Engelse woord mag gebruik, 'n roadhouse. So jy gaan hier inkom, jy gaan jou kar parkeer en jy gaan in jou kar sit en ons gaan gemeenteete so saam deel. So ek hoop sommer dit maak vir jou opgewonde, skryf vir ons daardie datum neer. Goed, dit lyk vir my, ek het alles daar, dan wil ek graag asseblief vir elkeen van julle wat aan hierdie volgende projek deelgeneem het, sê baie dankie. Julle het gesien wat die laaste ruk in die Vrystaat gebeur het, met die brande wat verwoesting gesaai het, so ver soos dit gegaan het. Toe het dit gekom dat daar 'n behoefte was om vir hierdie boere ook 'n boksie te stuur, met die basiese goed, koffie, tee, melk, en die basiese goed, om net vir 'n oomblik so 'n bietjie 'n verskil te maak. En toe het ons hande gevat met de Grondpad Valleys, is 'n winkel hier by ons in Alberton, in Generaal Albertstraat, nommer 55 hier in Randstad. En ons het van ons gemeentelede het gesê, ons wil graag hier aan deelneem. En julle het boksies voorberei en is Vrydagoggend daar by hulle afgelaai. En hulle sal sorg dat dit op die regte plekke kom. Ek wil regtig vir jou sê dankie. As jou hand oopgegaan het, jou hart oopgegaan het en uitgegaan het na hierdie mense toe en jy op so 'n manier ook bygedra het. Dankie vir jou wat ook voorbereiding doen vir hierdie mense, vir ons mense wat swaar kry ook in hierdie dae as gevolg van onder andere daardie verwoestende brand. So asseblief moenie ophou om vir hulle te bid nie. Hiermee wil ek dan net graag vir jou sê. Dankie vir jou deelname aan hierdie kosbare projek en dat jy so onbaatsigtig hieraan deelgeneem het. Dit is kosbaar. Baie baie dankie. Goed. Dan, dit daar gelos, wil ek graag daarom net so 2 name uitlig. Die voorbindingslys is daar. Senior verjaarsdag natuurlik, Tannie Marie Doesing wat ook vandag verjaar. Tannie Marie, baie geluk met Tannie se verjaarsdag. Ek hoop dit is 'n kosbare en 'n mooi dag, ook saam met Tannie se geliefdes. Met dit gesê, wil ek ook by die voorbinding graag vir oom Bram Jooste en Tannie Johanna Jooste uitlig en vra dat ons ook vir hulle mag bid vir die tyd wat vir hulle voorlê. Tannie Johanna wat in die week, as die Here wil, gaan vir 'n prosedure in haar oog, en dan ook oom Bram wat begin met bestraling wat strek tot hier by die 21ste Desember. Oom Bram, Tannie Johanna, weet ook dat ons vir julle bid in hierdie tyd. Julle is ons kosbaar en ons as gelowiges het die verantwoordelikheid ook om vir julle in ons gebede te dra. Ek gaan dit daar los en dan hiermee gaan ons voort met die erediens. Mag dit vir jou 'n spesiale geleentheid wees. Ek gaan hierso begin, ek nooi jou om saam met my te deel in die aanvangswoord van God se teenwoordigheid, om dit saam met my te bely, nee, van hier in my huis waar ek sit, tot daar in jou huis, of in jou motor, of waar jy ook al sit en na hierdie erediens luister,
Mag dit vir jou spesiaal wees, mag jy die seën van die Here beleef, sy heiligheid, sy teenwoordigheid daar waar jy is. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondlik is sy oordeele. Hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Ek nooi jou om saam met my te deel in die volgende lied, ook as voorbereiding vir ons saamwees hier vanoggend. God die Vader seën vir jou ook daar waar jy is, deur sy seun vir ons te gee. God die Seun seën ons daar waar ons is, deur sy lewe aan ons te gee. God die Gees seën ons deur sy inspirasie aan ons te gee. Mag dit so wees dat ons dit ook op hierdie oggend saam mag beleef. Amen. As deel van die wet en skuldbelydenis haal ek vir jou 'n gedeelte aan. Ek hou hom vir jou voor daaruit. Mikha 6 vanaf vers 8 tot 9. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou wat reg is, en dit sal reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Ek gee vir jou geleentheid om vir so 'n oomblik ook net stil te word daar waar jy is. Here ons Here, dankie vir die voorreg wat ons mag hê om weer op hierdie Sondag, en die besonder ook ons dankoffer Sondag, saam te mag stil word. Here, of dit vanoggend binne in die kerkgebou is, en of dit vanoggend in my huis is terwyl ek na die aanlyn erediens luister.
Here, dankie dat ons saam mag stil word en dat ek die groot voorreg het om in die gemeenskap van gelowiges te deel. Dankie daarvoor. Here, mag U saam met ons wees, waar ons ook nou saam met U woord besig mag wees, mag U stem gehoor word wanneer U praat, mag ons deur U Gees geïnspireer word in U teenwoordigheid en heiligheid in ons lewe ervaar. Here, en ook later, wanneer ons offers bring, mag dit so wees, Here. Dat dit wat ons vir U bring, vir U aanneemlik mag wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, ons het hierdie laaste ruk baie gepraat oor dinge wat ons dalk vanselfsprekend aanvaar. Dinge waarvoor ek dankbaar moet wees. Ons het so 'n bietjie stil gestaan, so 2 Sondae gelede, by die genade van die Here. Nee. En dan op 'n dankoffer Sondag soos hierdie, dan dink ons maar net weer aan hoeveel ons voor dankbaar kan wees. Mag dit so wees dat ons self in hierdie moeilike tye wat agter ons is en waarin ons is en wat dalk nog vir ons ook voor mag lê, dat ons regtig die goedheid van die Here ook mag beleef. Ek nooi jou om saam met my jou Bybel oop te maak by die bekende Johannes 2. Ons lees Johannes 2 vanaf verse 1 tot 13. Die pragtige gebeurtenis van die bruilof daar in Kana. Johannes 2 vanaf vers 1. Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelner, wat hy ook al vir julle beveel, dit moet julle doen. Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter water gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk. En sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hierna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie, net tot daar. Hier het ons te doen natuurlik met die bruilof van Kana. In Johannes se evangelie, Johannes is natuurlik die een evangelis wat regtig besonder, hy skryf baie mooi, met pragtige beelde. Die bedoeling ook daarvan was nie om biografiese inligting van die Here Jesus deur te gee nie, maar het dit daar gegaan dat die hoorders van hierdie verhaal, die ouens wat hierdie evangelie hoor, dat hulle tot geloof mag kom en begryp oor wie Jesus werklik is. 'n bruilof in Kana, dink nou maar aan 'n troue. Die laaste dae lyk 'n troue of 'n bruilof dan nou 'n bietjie anders, maar die gedagte wat jy het as dit kom by 'n bruilof. Hierdie bruilof lyk natuurlik ook bietjie anders as wat ons in gedagte het. 'n Bruiloffees is tot 'n week lank gehou. En nie net familie en vriende is genooi nie, maar letterlik almal wat in die omgewing bly, is genooi om hier aan hierdie bruilof te kom deelneem. Al die gaste het natuurlik by die bruidegom se ouerhuis bymekaar gekom en daar was hulle getrakteer om natuurlik hierdie fees te gaan vier. By hierdie feestelike geleentheid teen die 3de dag het dit ook so gebeur dat in hierdie verhaal dit afstuur op 'n vernederende laagtepunt.
Die wyn wat gedrink is besig om op te raak. En dit is 'n groot verleentheid natuurlik vir die familie. 'n Verleentheid. Daar's daar aan mekaar gekuier en fees gevier. En die wyn opgeraak. En die gaste sou wag vir nog. Die bruidegom en sy familie het dan natuurlik die taak gehad om die wyn aan die bruilof te verskaf. Die familie se naam is op die spel, hulle reputasie. Hierdie geleentheid van die bruilof in Kana vertel ons eintlik so 'n bietjie meer as net van die bruilof. In werklikheid gaan dit hier rondom wie die wynmaker was, ook by hierdie bruilof. Jesus wat na hierdie bruilof toe genooi is. En dan is die vraag, maar hoe sou hierdie verhaal uitgespeel het as iemand soos Jesus nie by die bruilof was nie? Jesus se ma rig dadelik 'n versoek aan hom en sê dat versoek aan hom en dat hier 'n krisis is. En dan lyk dit so op die oog af of Jesus so klein bietjie onwillig is om op hierdie versoek toe te staan. En hoekom kan dit wees? Nee, en Jesus se antwoord natuurlik aan sy ma is natuurlik dat die uur nog nie gekom het nie. Maar die uur het nog nie gekom nie. Waarskynlik daardie aand het niemand verstaan wat hy werklik daar bedoel het nie. Hy het natuurlik geweet wat op hom wag en waarom hy na hierdie wêreld toe gestuur is. En dan as ons verder in die evangelie kan blaai, dan weet ons tog wat het daar gebeur. Ons weet dat die kruisdood van die Here Jesus het later plaasgevind. Die lyding wat hy moes verduur sodat ek en jy die lewe kon hê. Die kruisdood en natuurlik die verheerliking van God. Hierdie verhaal maak 'n draaipunt. Op die 3de dag gebeur dit dat hierdie man wat Jesus genoem word, wat later by hierdie bruilof die wynmaker word, verander water in wyn. Jesus neem die verpligting van die bruidegom oor. En dit is Jesus se eerste wonderwerk. En dit sinspeel ook op die gebeurtenis wat ook later, 3 dae later sou gebeur. Dis belangrik om te besef dat hierdie wonderwerk vertel vir ons eintlik iets meer. En dit gaan oor die een wat die wonderwerk doen, die Here Jesus self. Die klipkanne waarna Jesus vra wat gebruik is vir godsdienstige rituele, vra hy, en dit is vir uiterlike reiniging. Jesus gebruik dan ook hierdie wynkanne. En dan word daar wyn daarvan gemaak vir die innerlike. En dan sit ek vandag hier saam met julle en ons kyk terug. Tradisioneel op hierdie dag sou ons ook in die kerk by mekaar gekom het en ons sou nagmaal saam gevier het. Ons dink aan daardie sakrament en wat dit vir ons beteken. Die volkome versoening van ons sondes. 'n innerlike reiniging. Die karakter van hierdie geleentheid is natuurlik 'n bruilof, dis 'n fees. En die wyn van die wynmaker kom in oorvloed. In die Ou Testamentiese agtergrond vir die koms van die Messias gaan gepaard met 'n feeslikheid en baie wyn. Vertel dit dalk ook vir ons oor hoe ons lewe behoort te lyk as gelowiges. Ons wat glo in die Messias. Die Messias wat reeds gekom het. Die Messias wat vir my die lewe gebring het. Die Messias wat ook self vir my lewe teenwoordig is. Dalk hier nooi Jesus jou vanoggend na 'n geleentheid toe, waar hy die gasheer word. Ek en jy het die voorreg om dan ook terug te kyk op 'n jaar wat vir ons almal baie moeilik was. Ons het die geleentheid om terug te kyk en selfs dalk rondom ons te kyk en te sien hoe dit rondom ons gaan en in ons eie lywe dit te voel.
Maar dalk het jy vanoggend die voorreg om te kan getuig van die genade van die Here. Ek wil jou so vra dat ek 'n gedeelte vir jou wil aanhaal van Willem Nicol. Hy sê, God het ons gemaak dat ons na vreugde smag. Maar dikwels vind ons vreugde op plekke waar dit nie hou nie en waar dit eintlik bedrieg word. Ons is almal gewone mense met 'n gewone lewe en 'n lewe wat dalk selfs hierdie laaste 7 maande so 'n bietjie die mekaar gekrap is. Ons het gelei aan verlies. Ons het vriende, familie aan die dood afgestaan. Self baie siek geword. Dalk ons werk verloor. Dalk is die teendeel waar. Dalk het jy nie siek geword nie. Dalk het jy nie jou werk verloor nie. Dalk het jy tog baie om voor dankbaar te wees vandag. Dit gebeur so, dat ek en jy vandag mag terugkyk en weet, maar die uur het gekom en die Here Jesus het ook so sy lewe vir my kom gee. Ek het baie om voor dankbaar te wees. Ek het baie om voor dankbaar te wees. Dink aan jou familie, vriende, jou eie kinders. Kyk rondom jou. Kyk in die huis, daar waar jy sit. Is jy dalk vroeër vandag of later vandag, later vanaand, die voorreg mag hê om te kan deel in 'n etenstafel. Dat jy dalk maandagmôre kan werk toe gaan, skool toe gaan en ook met die wete mag leef dat God se genade vir jou genoeg is. Dat hy vir jou voorsien het, dan kan ek nie anders as om dankbaar te wees nie. Dankoffers. Daarom bring ek 'n dankoffer, om vir die Here dankie te sê. Hy wat 'n offer gebring het. Dit begin by die bruilof van Kana. Hy wat sê, my uur het nie gekom nie. Later kom die uur, en hy kom verander ons lewens. Ons kry genade op genade. Daarmee saam het ons ook 'n groot verantwoordelikheid om die koninkryk van die Here 'n werklikheid te maak. Die groot offer is gebring. Die bloed het gevloei, liggaam is gebreek, maar die opstanding het plaasgevind. Hy sit aan die regterhand van God, en ons het die voorreg om te mag deel daarin. Te deel in die oorwinning. Dink dadelik weer Romeine 8 wat sê, en ons is meer as oorwinnaars. Nee, omdat hy ons liefhet. Mag dit so wees, dat as jy jou offer bring vandag, of môre, of volgende Sondag, die dag wanneer jy ook jou offer bring, dat dit 'n dankoffer mag wees, omdat jy weet, dit wat ek het, is net genade. Dit wat ek is maar net genade. Mag dit so wees, dat ek die offer sien op Golgotha wat vir my gebring is. Dat ek sien hoe die Here se hand oor my was in tye van hierdie pandemie, in tye van hierdie jaar. Laat ek mag sien dat die Here vir my goed is. Dat ek sy goedheid nie kan pyl nie en daardeur diep getref word. Die wynmaker is by die bruilof. Hy maak vir ons die wyn, 'n feestelikheid wat ons behoort aan die Messias. Mag jy vanoggend met groot vreugde 'n dankoffer bring, omdat daar vir jou 'n offer gebring is. En dat jy meer as 'n oorwinnaar kan wees. Mag deel in die ewige lewe. Mag weet dat sy genade vir jou genoeg is, omdat hy dit vir jou bewerkstellig het. Ek haal 'n gedeelte aan wat ek al voorheen aangehaal het.
uit 'n lied van Louis Brits, beste wyn, soetste wyn, nuwe wyn. As my siel van droogte kraak en die water nie meer werk nie. As die loot die wingerd se sap nie meer kan proe nie. Die bruidegom met die beste wyn vir laaste uitgehou. Hy maak die water sielewyn en hy hou dit uit na jou. Here, skink in ons. Kom ons bid saam. Here ons Here, dankie vir die voorreg dat ek op hierdie dag by 'n feeslikheid mag aansluit. Here, dankie dat ek die voorreg het om terug te kyk, te weet dat U vir my goed is. Dat dit wat op Golgotha gebeur het, vir my gebeur het. Dat U hand my gedra het, ook in die tyd wat agter my lê. Here, en dat dit ook so is, dat ek vandag my dankoffer kan bring, omdat U bloed vir my gevloei het, U liggaam vir my in die slag gebly het, sodat my sondes vergewe kan word, en ek met God versoen kan word, dat ek die ewige lewe kan erf. Here, mag dit so wees, dat selfs uit hierdie dankoffer, dat ons voluit kan waak en woeker, tot U die dag op die wolke kom. Here, dankie, dat U ook vir ons die dood oorwin het, en die uur vir U aangebreek het. Dankie vir die voorreg, dat U geloof van ons werk. Dankie dat U ons dra, en ons versterk, en vir ons krag gee, ook in hierdie dae. Here, mag dit so wees, wanneer ons dankoffers na U toe bring, dat dit met vrymoedigheid mag wees, en dat dit vir U aanneemlik mag wees. Dankie vir U barmhartigheid, Here. Dankie dat U ons lief het. Daarom wil ons graag ons dankoffers aan U wy, en wil ons ook graag hiermee ons liefde vir U verklaar. Ons wil graag ons gewilligheid bevestig, ons energie en ons besittings op die spel plaas vir U ryk. Here, want U weet, dat ons nie vreugde in U kan vind sonder om die seëninge te ontvang nie. En dit met ander te kan deel nie. Hier is ons offers, Here, mag dit vir U aanneemlik wees. In Jesus naam. Amen. Deel saam met my in die volgende lied. Mag jy jou offer ook bring met 'n opregte hart vandag. Mag jy dit vir die Here gee en mag dit vir hom aanneemlik wees. Onbeschrijfelijk.
Die Here Jesus sê ja, hy getuig en sê ja, ek kom gou. Amen, kom Here Jesus, kom tog gou. Mag die genade van die Here by elkeen van julle, nie net vandag nie, maar ook tot in alle ewigheid wees. Amen.